Sy môre almal wat ek nou nog nie gegroet het nie, almal wat op Zoom is. Baie welkom Fransie wat ook nou op Zoom is vandag. Dit is so lekker om te weet alles gaan goed en alles het goed afgeloop met haar. Ek gaan net vir ons gou-gou bid voor ek begin. Dankie Vader, soos wat ons nou gesing het, dat ons weet U is in ons midde. Dankie dat ons weet U is hier teenwoordig waar ons vergader. Ons vra dat U nou uit die ewigheid sal intree hier en ons elkeen se harte sal kom aanraak, dat U woorde ons harte sal open en ons oë sal open. Heilige Gees, ons nooi U in. U is so welkom in ons midde. Amen. Ek moet vir julle eerlik sê, daar was vir my min 'n jaar soos die gewone kry ons profetiese woorde. En die profetiese woorde vir die jaar is, ja, jy sien dit werk deur die jaar en ek dink verlede jaar sinne was restaurasie. Soos vir die jaar aangaan kon ek sien in my lewe en in almal se lewe om my hoe die Here begin restore. Maar ek wil vir julle sê, daar was nog nooit 'n jaar wat ek 'n woord gevoel het soos die jaar wat die naam van God is nie. Wat die naam van Yahweh is nie. Dit is 'n jaar wat ek dit tasbaar kan begin voel. Ek en Erik gesels sommer nou die dag, Vrydag, oor die goed wat in die wêreld aangaan en dit is lelike goed wat uitkom en dit is asof die duisternis, dit spring uit die duisternis uit. En die Heilige Gees land net op my die skrif wat sê, I saw the Lord sitting on the throne high and lifted up and the train of his robe filled the temple. En daai oomblik wat ek en hy buitekant sit en ons praat oor die goed, toe voel ek absoluut the thinness of the veil. Ek voel hoe God se teenwoordigheid so tasbaar begin raak. En ek sê vir hom, weet jy, ek voel die Here want dit is, hy begin die duisternis uitbring. Maar dit is omdat sy lig begin skyn en die goed begin spring uit. En dit is vir my eintlik so awesome om te sien en om te weet hy is naby. Hy is nog nooit so naby gewees soos nou nie. En ek het net so bewustheid daarvan. Ek dink aan verlede week se woord wat Fransie gesê het en ek wil regtig vir julle aanmoedig om daai stukkie te vat wat sy gesê het toe sy vir iemand bid. Wat die Here gesê het, if you draw near to me in the good and in the bad, then I will unlock my ability in you. En ek het regtig die week gaan sit en dink daaroor en ek besef net hoe meer mense in die klein goedjies die hele tyd die Here erken. Daai dag wat jy 'n slegte dag gehad het by die werk of net 'n slegte dag gehad het en jy kom by die huis en jy gaan sit buitekant en jy skakel alles af en jy sê, Here, ek is hier, ek bring net al hierdie goed vir U. En ek voel die jaar hoe hy opdaag. Ek voel hierdie jaar hoe sy teenwoordigheid so naby is vir jare en ek het al met julle gedeel, vandat ek gered is, bid ek regtig vir die Here en ek sê vir die Here, weet jy, ek wil U leer ken soos wat Moses U geken het. Ek wil saam met U loop soos Abraham, U vriend. En 'n mens het gesukkel en dit was vir my baie keer 'n gestoei. En weet julle, dis vir my asof hierdie jaar dit makliker is. Dis asof hierdie jaar die Here naby is. En ek wil julle uitdaag, as dit die begeerte is van jou hart, maak moeite, roep uit na die Here toe, want hy is daar. En as ons aan die einde van die jaar kom, ons is nou in Februarie, en ons ervaar hom al klaar so, kan julle indink, hoe gaan ons hom ervaar aan die einde van die jaar, wat gaan hy nog openbaar in hierdie jaar vir ons? So dit was vir my regtig net so amazing, en ek wil vanoggend met ons praat, sommer oor die Israeliete se reis wat hulle gehad het van Egipte af, en al die klein nuggets wat God vir ons bring, want dit het alles begin, op die ou en is dit, om het nou in Engels te sê, divine romance wat God het. Dis daai divine mind renewal, want God wil ons, hy het ons teruggekoop, hy wil ons aandag hê. Dieselfde as wat met die Egiptenare gebeur het in Egipte, wat so vasgevang is in die slawerny. En alles het begin met Moses, met die brandende bos, waar God hom ontmoet het. En dit was eintlik die begin van die jaar, wat Troy broer daai woord gegee het van die brandende bos en Yahweh in 26. Want dis ons almal se plek waar daai brandende bos is waar ons God ontmoet het. En dit was Moses se journey waar hy begin het. Want Moses het nie die Here geken soos wat hy moet na al sy jare uit sy pagan geloof uit nie. En dit was die begin van sy wandel met die Here.
en sy gehoorsaamheid. En dit is vir my so mooi, want toe gaan die Here en hy begin met die Israeliete werk. As julle vat, dit was absoluut 400 jaar, vandat Josef daar was, wat die Here stil was. En toe hoor die Here hulle uitroepe. So in 400 jaar, as ek kyk, net na 'n paar geslagte by ons, gaan kyk in Europa, net 'n paar geslagte na die revivals daar, het die mense die Here vergeet, want die woord is nie oorgedra nie. Mense het al hoe meer verder van die Here af beweeg. So as julle kan indink, hoe was dit in daai tyd na 400 jaar wat die Here, daar was 'n paar getroue mense wat eintlik die woord oorgedra het. As ons 'n klein groepie, as ons kyk hoe baie hulle geword het. En die Here het gesê, weet jy wat, ek sien julle. Ek gaan met julle verhouding aanknoop. Ek gaan julle uitroep en ek gaan julle na my toe vat by Sinaï. En hy het hom so kragtig aan hulle begin openbaar, want dit is eintlik daai hele betrothal, daai hele courtship kan jy sê. Wat die Here gesê het, ek gaan vir julle wys wie ek is uit die 10 pla uit. En met elkeen van daai pla, al was hulle met die eerste 3, het dit hulle tog geraak, maar hulle het nie gewerk nie. Want hulle kon nie, die water was bloed, al daai goed wat gebeur het, en die ander pla wat julle almal ken, was in Gosen, was daar nie daai pla gewees. Die Here het hom regtig aan hulle openbaar, sy kragtige werking. En ek dink baie keer ons mis die hele essence van die woord, want ons lees dit so vinnig en ons gaan oordink dit nie. Ons probeer nie indink van hoe dit gelyk nie. Ons doen, en ek het regtig die jaar, moet ek sê, as ek geseën daardeur, deur die Torah wat ons deurwerk, veral met Rabbi San se notas, want hy breek die woord oop. Dis nie net ek lees daarvan, hier was die Egiptenare en al daai nie. Hy breek dit en maak dit prakties, en hy maak dit ek bietjie begin dink, en dieper dink. So ek wil regtig, ek kan dit aanbeveel, net dit daarin gegooi. Maar in elk geval, toe gaan die Here en hy maak die Rooi See oop. Hy lei hulle met 'n wolk en 'n vuurkolom. Sy tasbare teenwoordigheid is daar. En dit wil vir my sê, dis waar ons hierdie jaar is. Ons moet net sien, want ons gaan hom nie sien soos die Israeliete met, hier is hy fisies daar nie. Ons gaan hom met die oë van ons hart moet sien. Hy lei die Israeliete deur die Rooi See met al daai awesome goed wat hulle gesien het, maar hy lei hulle in die wildernis in. Want nou moet hy hulle leer om hom te vertrou. Toe hulle in Egipte was, het hulle, alles was daar, hulle het 'n huis gehad, hulle het kos gehad, hulle het 'n werk gehad, almal was dalk nie net die piramides gebou nie. Maar nou is hulle weg, hulle het net die klere wat hulle by hulle het, en dan die goed wat hulle gaan vra het van hulle bure af. Hulle het nie kos nie, die kos gaan opraak. So God moet hulle leer, jy moet 100% op my vertrou. Want hulle is daar op 'n plek waar, daar's niks anders waarop hulle kan staatmaak, behalwe op die Here nie. En daar moes hulle hom 100% vertrou het, en nou wil ek dit terugvat na ons toe. Want dit maak dit bietjie moeiliker vir ons. Ons hoef nie elke dag 100% op die Here te vertrou nie, want ons het kos, ons het klere, ons het al daai goeders. En dit maak dit half moeiliker vir ons baie keer om te sê, ek vertrou die Here 100%. En dit is wat die Here hierdie jaar vir ons wil oopmaak. Wat hy sê, kom vertrou my. Daai 100%. Begin wegkyk van die goed wat ons, daai geriefsgoedjies wat ons het, daai vinnige kitse oplossings. Draai jou oë terug na my toe. Dit is vir my die mooiste woord, emuna. Dit beteken faith. En faith begin met 'n saadjie. Dit is soos vandag wat ons die woord hoor, laasweek wat Fransie met ons gedeel het, daai van draw near to me. Wat het ons met daai woord gemaak? Ons het daai woord ontvang. Maar het ons daai woord gegaan en in ons hart gaan bære en ons begin deurwerk, sodat daai woord kan begin groei binne in ons. Sodat soos daai saadjie ontkiem, dat hy 'n vrug kan bring. Want ons kan daai saadjie, as hy nie water kry nie, gaan hy doodgaan en gaan ons geen vrug hê van wat gebeur het nie. Dit is soos wanneer ons God se woord lees. Gaan oordink ons dit, gaan kou ons daaroor, sodat die geloof in ons harte kan begin groei. En ek dink dis 'n baie belangrike, want dit maak dat ons God meer en meer kan vertrou. Dit maak daai, ek sê vir die een juffrou wat nou, toe hulle begin, sy by die skool aankom in die begin van die jaar, en sy nou vir die eerste keer haar babietjie gaan los by iemand anders. Toe sê ek, dis moeilik, want jy weet nog nie, kan jy daai vrou vertrou nie, dis jou kosbaarste, is daai nuwe baba.
en jy moet daai baba by iemand anders los, en jy moet gaan glo en vertrou, daai persoon gaan net so mooi kyk na die baba soos ek. En deur die tyd, soos wat sy nou meer en meer die baba gaan haal, kan sy sien, maar wie, ek kan haar vertrou. En dis met die Here ook so. Ons moet laat gaan en hom meer en meer vertrou, sodat hy homself kan begin openbaar in ons. En dit is in daai plek, hoe doen ons dit? Dis om te gaan kyk elke dag, daai klein getuienis hoe die Here vir jou deurkom. Bou 'n memorial, gaan skryf dit neer, gaan kyk daarna, gaan terug daarna toe, want hoe meer jy dit gaan sien en gaan lees, want jy kan dit weer gaan lees in moeilike tye, dan sien jy, maar die Here het hier deurgekom vir my, daai Ebenezer, the God brought me this far, hy gaan my verder vat. En dis wat God hulle wou leer in die wildernis. En in die wildernis van daar af vat hy hulle Sinaï toe. Wat hy sê, okay, ek het vir julle gewys wie ek is. Ek het julle gewys, julle kan my vertrou, want ek het vir julle manna gegee, ek het vir julle water gegee uit die rots uit, wat as jy in die Nuwe Testament kyk, daai rots het saam met hulle beweeg. Hoe amazing is dit nie? As ons net al die goed kyk wat die Here vir hulle in die wildernis gedoen het, dit moes amazing gewees het. Dit is soos die flieks wat ons kyk met al die wat daai special effects, nee? Daai was die ware special effects wat hulle daar gesien het. En dit moes absoluut amazing gewees het. En God het dit vir hulle gewys en hy vat hulle Sinaï toe. Hy sê, goed, now I'm going to betroth you to me forever. En hy gaan en hy kom, en hy gee sy 10 gebooie vir hulle. En wat vir my so mooi is ons gaan kyk, daai 10 gebooie, ek meen daai special effects van wat daar gebeur het, ek lees dit gister weer, dat sy rook het neergedaal op die berg. En daar was vlamme in die berg, en die berg het geskit. Ek kan nie vir myself indink 'n berg skit nie, ek weet nie hoe dit moet lyk nie. Dit moet frightening gewees het, dis al wat ek weet. En dan daai vlamme wat daar uitgekom het. Maar wat amazing is daai vlamme, wat ons sien het voor elke persoon gaan staan wat daar is. En die Here het gesê, will you betroth me? Maar daai vlamme wat ek nou die dag gelees, is dieselfde vlamme wat toe God gesê het in die begin, let there be light, light be. Want daai is, as ons Hebreëus vat, Hebreëus het die letter, maar dan het hy ook die betekenis, maar dit is, daar is soveel creative power in die woorde, dat toe God vir elkeen begin staan het, wat hy daai woorde gespreek het, selfs by hulle light be, om deur te dring, deur al daai mindsets, deur al daai goed wat hulle van Egipte afvat, daai wat by ons ook ingekom het, toe Adam en Eva van die verkeerde boom geëet het, daai tree of knowledge, dit het ons hele denkpatrone kom verander. Dit het alles hoe ons die wêreld sien kom verander. Dis besoedeling wat ingekom het. En dan kan ek net dink die Egiptenare met alles van Egipte om hulle vir daai jare. En dan kyk ons waar ons vandag is. Waar ons is vandag met nog soveel meer van sosiale media af. Hoe word ons nie besoedel en hoe ons moet dink, Johan praat van perspektief. Hoe ons na goed kyk en alles, dit verander ons perspektief geheel en al. So God het voor elkeen kom staan, en soos wat hy daai gebooie gegee het, het hy daai light be, daai nuwe krag, daai nuwe energie begin release, sodat hulle gedagtepatrone moet begin verander. Sodat hulle gedagtepatrone in lyn moet kom, wat God ons oorspronklik voorgeskape het. En dit is wanneer ons gaan na sy woord toe, en ons begin sy woord lees, met daai selfe effek van, mag sy woord kom en my verander. Mag dit daai lig bring om daai denkpatrone, daai gedrag, daai woorde te verander, sodat dit begin in lyn kom met wat God gesê het. As ons deesdae kyk, dis die wonderlike ding vir my met wetenskap, hoe dit begin uitkom met neuroscience, wat gebeur met ons brein, wanneer ons die woord lees. En dit bevestig amper dit wat gebeur het daar met die vlammetjie wat voor elkeen gebrand het. Want dit wys daar, soos wat hulle toetse begin doen het, hoe jou brein ophelder, en hoe daar lig aangaan in jou brein as jy die woord van God lees. Hoe dit letterlik die goed begin verander, as ons begin sy woord oordink. As ons 'n skrif vat en ons begin dink dit in, ons bid dit in, dan verander ons letterlik ons hele breinstruktuur.
En dit is waar die transformasie vandaan kom. En ek besef net al hoe meer, soos wat ons die goed begin weet, en wetenskap dit bewys, dit sê vir my, God se woord is lewendig. Daai 2 Timoteus, sy woord is lewendig, sy woord is waar. Dis 'n tweesnydende swaard wat kom, wat ons verander. Ons moet dit oopmaak en ons moet dit begin spreek en ons moet dit begin bid, sodat dit wat hy op Sinaï gedoen het, kan begin gestalte aanneem in ons lewe. En dit het net vir my 'n nuwe passie begin gee. Daai aande wat 'n mens, ek dink julle almal weet, jy slaap lekker en dan word jy wakker en daar lê jy. En dit is soos, ek weet nie, dan, dis nie eers dat jy bekommer, dit is my gedagtes gaan so die hele tyd. En ek moet hulle heeltyd aankeer, want dit is die randomste goed waaroor 'n mens aan dink, en dan kan jy nog minder slaap. En toe het ek eendag gedink, nee, ek wil daarom nou regtig bietjie rus hier vanaand, en ek begin, sê net in my kop op Psalm 23 so in die begin, dis toe wat by my opkom, net om my gedagtes te fokus, my gedagtes weg te kry van al hierdie vreemde goed, wat van die skool af, en alles net, daar's niks bekommernis, en dis net al die goed wat 'n mens nou aan begin dink. En dis my wonderlik hoe dit 'n rustigheid gebring het. En dis die krag van die woord, wat 'n mens daar ervaar. Ek wil, dis my so mooi wat hulle sê, die 2 woorde, as ons kyk na dit, is daai wat ons nou, laas jaar wat Fransie met ons baie gepraat het oor die Shema, van Here nou by ou Israel. Maar Shema is Here nou by, maar dis om elke woord wat gespreek word, te gaan implementeer. Die woord, ons sit hier, die woorde wat ons, wat maak ons met die woord wat ons ontvang Sondag hier? Is dit 'n mooi woord en ons bære om daar, of sê ons, weet jy wat, ek gryp daai woord en ek wil verander in dit. En ons begin implementeer dit, of ek lees die woord en God skrif spring uit en begin werk in my hart, en ek vat daai woord en ek begin werk dit in, ek is gehoorsaam, ek Shema, ek implementeer dit. Maar die volgende mooi woord is, jy's gehoorsaam, maar dan asa jy. En asa beteken, dit is to apply creative energy, to build it in, to put it in place. En die ding wat ek gelees het, die stuk daaroor, is dis soos om 'n pottebakker te vat. En die pottebakker vat die klei, en hy begin werk aan daai klei, en hy begin maak hierdie mooi pot. En hy begin werk dit in, en dis dan wat ons die woord vat, en ons begin werk aan ons gedagtes. Ons begin werk aan ons houding, ons begin werk aan ons besluite, ons begin werk aan ons woorde, sodat op die ou einde, dat ons dit gelyk, dat die transformasie in ons plaasvind, sodat ons meer en meer soos Jesus begin lyk. En dit is daai transformasie wat, en ek glo, dit is wat Fransie laasweek gesê het, dit is daai, ek gaan na God toe, as dit goed is en as dit sleg is, want dan sluit hy sy ability in my oop. Soos ek hierdie woord vat, dan begin sluit ek God se ability in my oop, sodat ek kan doen wat hy in my gesit het, maar dit gaan nie gebeur as ek nie daai doen nie. So dit is wat by Sinaï gebeur het, en ons moet gaan oppas, wat beïnvloed, want wat maak God toe hy die wette gegee het, en net na die 10 gebooie, toe die volk gesê, maar ek wil nou nie verder hoor nie, ek is nou bang, al hierdie side effects was vir hulle net heeltemal te veel, en hulle het gesê, Moses kan praat, en dit is baie keer wat met ons ook gebeur, want dan maak jy jou hart toe, en dan gaan jy ook nie ontvang nie, en dan word jou hart hard, en dan sê God, okay, ek sal met Moses praat, en dis hoekom hy die 10 gebooie op klip gesit het. Maar wat maak dan, want God wil eintlik kom, om ons denkwyse te verander, sodat ons soos hy kan begin dink. Sodat wanneer ons in situasies kom, dat ons die besluite neem en optree soos hy optree, sodat ons hom kan inbring in daai plekke in. En dit is hoekom hy vir ons al daai goed gegee het, en sy woord gegee het om te sê, ek wil julle gebruik, om redemption en restoration in te bring in elke situasie waar ons kom. Maar daar's goed wat staan in die plek van dit, wat verhoed dat ek soos God dink. Jou heel eerste ding, bitterheid, onvergewensgesindheid. Gaan kyk, waar is daai plekke, want dit keer dat jy soos God dink. Ander ene is, die plekke waar daar vrees in kom, vrees dat ek nie goed genoeg is nie, vrees dat, finansiële vrees, al daai vrees, want dit verdryf die perfekte liefde.
dis daai goed wat maak dat ons nie by God se denkwyse kan inkom nie. En dit is waar ons die lig gaan inbring na daai plekke toe. Want ja, dan kom ons by die volgende plek, want hy het hulle nou deur Sinaï gevat. En alles gesê van hoe hulle sekere situasies moet hanteer, wat hy vir Moses gesê het. En dan kom ons by Exodus 24, dan sê God vir Moses, goed, kom jy, en 70 van die elders, of 74 van hulle, en dan kom julle saam met my op die berg op. En daar het hulle God ontmoet, en dit was maar net eintlik so amazing om te dink, hulle het saam met God geëet. Hulle het hom gesien sit daar op 'n dit het gelyk soos 'n see, sapphire sea, wat hulle saam met hom gesit het. En dit moes klaar pretty amazing gewees het. En toe sê die Here, goed Moses, nou kom jy verder op. Dan kan ek my net indink wat het Moses gesien daar. Maar wat vir my baie uitgestaan het is, Moses het nie alleen verder gegaan nie. Joshua het vir 'n end saam gegaan. Want Joshua het gesê, ek wil hê wat Moses het. Hy het honger geraak vir wat op sy leier was. Hy het honger geraak vir wat hy om hom gesien het. En hy het begin werk en gesê, maar ek gaan ook indruk. Maar hy kon dit gaan net op 'n sekere plek. Dis daai ascending in God's presence, wat toe daar begin gebeur het. En dan dink ek, Moses het gekom van die brandende bos af. Kan jy dink hoe sy geloof gegroei, dat hy nou al is, dat hy saam met God in die berg in is, vir 40 dae. En God het vir hom al die ander goed gewys. Dit moes, ek kan my net indink. En terwyl ek oor die goed dink, toe land dit in my gees daai skrif, en ek hoor net die Here sê, and I will dwell among you. En dis waar ons is hierdie jaar, and I will dwell among you. Want nou begin God, en hy gee vir hulle die instruksies om die tabernakel te gaan bou, so that he can dwell among them. En hy sê in Exodus 25 vers 8, and let them make me a sanctuary, that I may dwell among them. En dan sien 'n mens, daar's twee woorde wat uitstaan daar, want hy sê sanctuary, en dan net die skrif na dit sê hy tabernacle. Daar's twee verskillende betekenisse. Die sanctuary is 'n mikdash. Dit is wat hulle beskryf in die stuk is 'n portal. Dis net 'n plek waar heaven and earth ontmoet vir 'n tydjie, waar God vir daai tyd, soos met Jacob's ladder, ascend en descend. En God sê, bou vir my so iets, maar dan net die vers na het sê hy, build me a tabernacle. En dis 'n mishkan. En dit beteken, dit is 'n never-ending habitation. En dan sê dit vir ons in 2 Korintiërs 6 vers 16. Can God's temple contain false gods? Clearly we are the temple of the living God. As God said, I will live and walk among them. I will be their God and they will be my people. En daar herhaal God dit vir ons in die Nuwe Testament. En ek glo, dis waar ons nou is, op 'n baie dieper plek. As dit die begeerte is van jou hart, is hierdie die jaar om God te ontmoet. Hierdie is die jaar wat jy kan moeite doen, want dit is asof dit voel net vir my, dit is soveel makliker. Dis die grace wat ons het die jaar om dit te doen. Ander jaar het vir my soveel moeiliker gewees. Dit is net vir my, hy's daar. En die oomblik as jy net bietjie na hom toe draai, dan voel jy, hy's hierso. En dan sê ek wil net hierdie ook bysit, press in until God makes you his mishkan. Until he makes you his tabernacle. Dat 'n mens nie moeg word en absoluut net opgee nie. Dat dit 'n keuse is, 'n doelbewuste ene. En dan die volgende skrif wat net by my wat net in my gees geval het, hoe meer ek gedink het hierdie week oor daai die thinness of the veil, oor hy wat sê I will dwell among you. Toe kom die volgende skrif net by my op Jeremia 29 vers 12. In those days when you pray, I will listen. If you look at me wholeheartedly, you will find me. I will be found by you. Hoe awesome is dit nie? En dat ons weet, dis daar hierdie jaar. It's there. Dis vir my regtig so naby, mens moet dit net kan gryp en dit kan aanvat. Jeremia 33 vers 3. Call to me and I will answer you and tell you and even show you great and mighty things that have been confined and hidden,
which you do not know and understand and cannot distinguish. Mag dit daai plek wees wat die honger in ons groter is as die honger vir God so groot is, dat die goed wat ons honger maak om ons, net stil raak, daai stemme wat jou roep, want op die ou einde niks anders vul ons, behalwe die Here nie. Daai ander plekke los net 'n groter gat. Matthew 7:7, ask and you will be given, seek and you will find, knock and it will be opened. Mag dit die jaar wees, wat ons gaan soek tot ons kry, dat ons gaan klop tot die Here vir ons oopmaak, dat ons gaan vra, tot hy daai vir ons gegee het, daai begeerte van ons harte, daai plekke waar jy later so moedeloos geraak het, waar mens gedink het, ek weet nie, ek is net moedeloos met myself, want ek sukkel om daar uit te kom, hierdie vlees van my, staan net so in die pad. Ek dink dit is die grace om oor daai vlees te kom. Ek dink vanoggend, ek het in die begin van die jaar hier gestaan toe, seker is baie maklik in die vakansietyd, om tyd by die Here te gaan sit en spandeer. Dit was my so lekker Desember. En toe was ek regtig bang gewees hierdie jaar, want dan begin die skool en dit is rof, en dan, mense is moeg, kinders en almal pitte mense uit, soveel mense om jou, maar ek het vir die Here gesê, help my, want laas jaar het ek dieselfde voornemens gehad, en ek het gesê, help my net, dat ek die goed kan doen wat ek graag wil doen, en ek besef, so in die week, so paar weke terug, ek is baie keer voor my wekker wakker, maar, toe kom ek agter, dit is nie ek wat, my vlees is nie wakker nie, my gees is wakker, want my gees weet, ek gaan nou tyd saam met die Here spandeer, so hy is klaar wakker en alert, maar as ek daai snoes druk, daai vlees slaap baie lekker, en dan slaap 'n mens heeltemal verby dit, maar ek kom al hoe meer agter, want dit is asof die Here vir my skeiding bring, tussen my gees en my vlees, dat ek begin sien, hierdie is, my gees is honger, my gees wil opstaan, my vlees wil nie, so ek is jammer, nou moet die vlees nou maar in lyn kom, en ek dink dit is daai dissipline wat ons moet toepas en probeer, op 'n plek kry, dat jou gees die een is, wat uitroep, en ek bid vir myself, en ek wil hier staan en vir almal van ons bid, mag ek hierdie jaar kan volhard, ek dink dis wat Piet ook se woord so 2 weke terug was, mag ons volhard in die jaar, mag ons volhard om met hierdie honger wat ek nou hier staan, mag ek volhard in dit, en dat 'n mens nie, as die jaar nog meer momentum optel, dit iewerster verloor nie, mag 'n mens dan stil raak, en sê, Here Jesus, ek kom net terug, want 'n ander ding wat ek gesien het, wat 'n mens se aandag so baie wegtrek, is wat ek nou in die begin gesê het, mens het 'n moeilike dag, en maak ek 'n lekker koppie koffie, en ek gaan sit daar buitekant op die patio in die tuin, en ek geniet alles, en weet jy, ons mense het so gekondisioneer geraak, dat ons nie meer kan gaan stil sit nie, want jy so vinnig gryp jou telefoon, begin kyk hier, begin kyk daar, en ek sê, dit gaan nou nie die oplossing bring nie, want net die Here gaan daai wat nou vir my moeilik was vandag, gaan net hy kan vervul. So dis 'n hele, amper soos wat God die Israeliete uit Egipte uit moes retrain het, moet ons geretrain word, want ons is so diep in Egipte, dat ons op 'n plek kom om te leer, om te kan stil raak, en aan niks verder te vat, veral nie tegnologie nie, en dit te oefen vir 5 minute, 10 minute, om te sê, Here, kom U my vervul, ek hoef nie die heeltyd besig te wees nie, ek kan partykeer net sit, ek kan partykeer net vra, en leer luister, wat die Here vir my wil sê in dit alles. Daar's, die belangrikste dink ek vir my is, daai wat die Here vir die Israeliete by Sinai gesê het, en waar hulle gesê het, I will do all you say. Ek dink hulle het dit gesê, maar party plekke het hulle dit meer met hulle siel as met hulle harte gesê. En dan raak dit 'n religion en nie 'n liefdesverhouding nie, van ons kant af nie. Mag ons vir die Here sê hierdie jaar, I will do everything uit ons harte uit. En dat ons harte gereeld toets. Ek gaan om af te sluit net sê, daar's 5
dimensies van hoe toets ek my hart waar ek is, met alles wat ek nou gesê het, hoe kyk ek, waar's ek? En ek dink 'n mens moet dit maar gereeld toets. En daar's 5 dimensies waar ons currency, kingdom currency is. En die vraag is, wat het ek die liefste? Waar's my skatte? En my toets is geld. Hoe spandeer ek my geld? Waar spandeer ek my geld? Want dit gaan sê waar jou liefde is. Jou tyd. Waar spandeer ek my tyd? Passie. Wat maak jou aan die brand? Is dit die Here of is dit wêreldse goeders? Want dit sê ook waar jou hart is. Jou denkpatrone, waaraan dink jy? Meeste van die tyd, dink jy aan al jou probleme, dan raak jou probleme jou idol. Of is dit oor die Here se goed, dink aan dit wat hierbo is. Ons gesprekke sê ook waar jou hart is. En ek kan sien, as 'n mens so besig raak met die wêreld se goed, is dit waar mense gesprek is. Maar as jy so besig raak met die Here se goed, is dit op die ou einde al wat jy oor wil praat en oor kan praat. So dit wys alles vir ons waar die plekke is. To love the Lord your God with all your heart and all your mind and all your soul. Ek bid vir ons. Dankie Abba Vader, dat ons kan staan in hierdie jaar, wat die naam van ons God is. En dat ek vra dat U sal kom, en ons elkeen sal kom aanraak, met daai honger, daai brandende honger vir U koninkryk, en vir die dinge wat saak maak vir U. Mag elke denkpatroon, elke woord, elke gedagte, raak soos wat U dink, wat U doen, sodat ons kan medewerkers raak in hierdie tyd soos nog nooit tevore, om U koninkryk te bring aarde toe. Sodat ons kan die herstel bring, dat ons die redemption kan bring, wat U beplan het. Mag U koninkryk kom, in ons harte, in ons gedagtes, in Parys, in ons dorp, as it is in heaven, may it be so on earth. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Eugene, jy die verbondsmaal. Dankie.